Ja, luisteraars, dat is een paar WhatsAppjes wat ik al jetzt voor u gespeeld heb. Van kinders wat voor de eerste keer graad 8 toe is. En dat is een verschrikkelijke ding voor de eerste keer hogeschool toe. Maar ik let op kijkers en luisteraars, wanneer die kinders nou bij hogeschool komen, dan verandert die hele structuur, die houding verandert. Hulle is nou meer groter, hulle voel volwassen. Als hulle uit die school uitkom, vooral vrijdag, wil hulle eerst die schoolkleren uittrek. Maar ja, hulle was opgewonden, soos jy hoor, daar was een sien wat so bang was toe hy nou in die skoolsaal kom, by Brixton, en hy sien al hierdie mense, hierdie kinders wat hy nog nooit in sy lewe seker gesien het nie. Maar ons vertrou dat die aanpassing baie gou sal wees, dit is van die onbekend na die bekende. En ja, jy is ingeskakel by die program Coffee Zone, elke Sondagoggend tussen 8 en skens oor 10 keer ons lekker saam. Mario was nou nie vanoggend hier nie, Basie is nie hier, Lenet is ook nie hier nie, en dan onze nieuwe collega, sy is ook hier vanoggend saam met ons. Ek sit hier alleen, Stoksiel alleen, soos David Kramer gesing het op 'n Saterdag aand, maar ek sit hier op 'n Saterdagoggend, sit ek Stoksiel alleen. So jy kan nog steeds saam met ons gesels hier by Heartbeat FM 107.4 in die Klein Karoo en 103.9 in die Garden Route omgewing. En jy kan op onze Facebook blad ingaan en dan gaan jy ons lewendig daar sien. Jy tik net in Heartbeat FM en dan zijn hierdie prachtige, hulle lyk so gespan, soos hulle sit, relax, so 'n bietjie relax en hulle sien hulle nou self weer op die TV lekker. Maar ja, saam met my is die prachtige jong seun en 'n jong dogter, ek kan nie sê wie hulle is nie, hulle moet hulle self bekendstel. Goeiemôre jong seun, as jy net vir ons kykers daar by die huis en die luisteraars kan sê, wie is jy? Goeiemôre om Thys. Ek is Maudlin Linters. Maudlin, né? Ja, Maudlin Linters. Linters. Dis wie ek is. Okay. Goeiemôre, ek is Annelies May. Kyk maar daar na die kamera. Annelies May en ek is 'n leerder van Morgensteeg Hoërskool. En sê hoe jou naam is? Annelies May. Annelies. Annelies, hoe voel dit om vanoggend jy luister hier radio? Julle jongs manne luister nou. Nee, nou ons gaan vra dat julle maar gereed na die radio moet luister. Luister na Heartbeat FM, dis 'n geestelike radiostasie waar jy kan opvoed vir al in die oggende by ons breakfast show saam met Christo, Gawie en dan Pieter Jafta. Hulle is die mense wat ons soggens in die bed kry, lekker geestelik. So jy geestelike kosie kry, dan is maar lus vir die skool maar. Julle wil mos hier, ons gaan kyk na die winter toe nee, en staan met na bitter swaar. En hierdie is die program Coffee Zone op Saterdagoggend, so ons gee die mense lekker geestelike koffie. So hoe vind jy dit vir jou lekker vanoggend hier binne nie, soos die ou mense sê die draadloos. Ja, dis 'n baie groot eer om vanoggend hier te wees vir my. Okay. En Maud? Soos ek gesê het reg. Dit is 'n eer om vandag hier te kan wees. Ek was nog nooit hier nie, so dit is 'n eerste vir my en ek glo nie die laaste nie. Nou sê vir my ja, dit gaan glad nie die laaste, maar wie wil jy by die huis? Hallo sê mami en daddy het luister mos oor die familie. Ja. Groete. Ek weet vir my ma, sy is nou seker natuurlik by die werk en my pa ook en my gunsteling auntie daar, auntie Baba. Sê hallo, ek het dit gemaak vir En die klasmaat, jy het weer een klas op? Ja, ons is. Jy nou sê, hallo, op die klasmaat, jy met die Mauritanos. Even een reis vir my ma, my pa en die leerders daar in die klas 12B. Dat is twee prachtige hoofdseun en hoofddochter daar van Morgensteeg Hoërskool. Ons gaan met elkaar gepraat vandag, julle twee, julle was verlede jaar graad 11, as ek reg is. Nou is julle in 'n ander fase waar dit meer ernstig is, dinge anders gedoen word. Daar is nie meer tyd wag vir niemand nie, so as jy meer in graad 11 kon jy nog rustig waar by die winkel gaan rondstaan en you name it. Maar het julle uitgesien om in graad 12 te kom? Ons het al was het so vreesagtig, ons zijn uit daar. Die andere ding is, julle was nou die big guys on the school, né? So, hoe voel het vir jou om deel van so 'n groep te wees waar ander grade na julle opkyk? Julle was nou die leiers as te ware van die skool. Dit was nog altyd, wat ek sê, een van my drome om nie net in graad 12 uit te kom nie, maar om my familie trots te maak. Ek het 'n visie gekry in graad 8 al dat ek die leier gaan wees, maar en
daar sekere prosesse wat jy moet deurgaan om te kom waar jy wil wees. So vir my wil ek net die boodskap vir die nuwe leerders wat gekom het, die nuwe graad 8 is. Dit is moontlik met God se krag om daarbo uit te kom, die laaste leertjie van ons trap. Ek sien So ja. Maar hy leer net 3 trappies. So die laaste leer sodat sy die ster kan vang aan die einde. Okay. En ja, maar dit is wonderlik om graad 12 te wees, om groot te wees, om 'n voorbeeld te stel vir die ander kinders. Voor de kijkers en luisteraars hebben wij jij net 3 trapjes nodig om de schoolloopbaan klaar te maken. Zoals jij kan wel gaan hebben morgen tegen inschrijven en dan is de schoolloopbaan is gauw voorbij. So ja, morgen tegen zelf, die school zelf, jullie twee, of kom voordat ik daarbij kom, jouw visie als hoofdzin voor die school, morgen. Hoe zie jij dingen moet gedaan worden? Vir my visie is vandag 1 af van 2022 af, toe ek die skool se gange betree het ek vir myself gesê ek wil iets nuuts gaan doen. Die Bybel sê dat ons moet gaan en iets nuuts gaan doen. Of ons moet gaan en 'n verskil gaan maak daar, in watter manier of watter area ook al. So ek het gegaan en ek het myself gesê dit is my kans, maak nie saak wat die gemeenskap, maak nie saak wat die wêreld sê van Hoërskool Morgensterre. Ek gaan die verandering bring. As jy verandering wil hê, bring 'n verandering. En ek het 'n koor begin wat ek trots op is. Ek het 'n gebedsgroepie begin wat ek op trots is. Dis goed wat ek myself gesê het. Ek wil laat dit realiseer en dit het gerealiseer en dit is vandag. En baie kinders sien uit om Dinsdag by die gebedsgroepie te wees. Baie kinders sien uit om by die koor aan te sluit. En dit was my visie en dit is my visie dat kinders net hulle sal uitleef in Morgensterre skoolgemeenskap. So die koor is het deel van die school? Dit is so. Oké, is goed. Jy sê dit so. Ons kan dan die koor nooi ook. En soos jy nou sien, ons is lewendig. Ons is nie op die draad waar ons musiek ook mos nou kan maak nie. En dit vat baie van 'n man om so baie te praat. So wanneer ons dan sê ons gaan op 'n musiekbreek, dan sê ons geen geleentheid vir Morgensterre se koor. Nee? Dit is korrek. So ek gaan saam met juffrou Nadine gaan ek in kontak bly oor hierdie aangeleentheid sodat julle ons ook hy pragtige stemme hier op die golflengte van Heartbeat FM te kan hoor. Julle word ook net gesê wêreldwyd word julle gehoor. As julle bekommerd is oor jou mammy is nou nie ingeskakel nie, kan julle maar net later by die huis weer intik op ons Facebookblad en dan kan julle self na julleself ook kyk. Die gedagte van die koor, wat was jou doel met om 'n koor daar te kry? My gedagte was om sien seker natuurlik baie kry nie by hulle huise geleentheid om te glimlag nie. Yes. En kinders gaan gewoonlik deur die meeste wat ouers nie verstaan nie. Nou my ding was as jy na my koor toe kom, as jy na die skoolkoor toe kom waar ek is, gaan ek seker maak ek gaan glimlag sodat jy kan beter voel. Maak nie saak met wat jy van die huis af kom nie, maak nie saak waar jy vandaan kom, maak nie saak wat jy deur gaan in jou lewe nie. Jy gaan glimlag en dit gaan die beste tyd wees en daar gaan iets nuuts gebeur in jou lewe. Ek is nou by die hoofdogter, sy lyk nog steeds gespan. Jou visie, jou siening, jy was seker bly gewees toe jy mos nou gekies word, dat mos 'n stemmer is ek reg is, né? So jou visie vir die skool, net vir die matrikulante nie, maar vir die hele skool vanaf graad 8 tot graad 12. As hoofdogter wil ek hê die jaar moet ons groei as skool en om meer op onze school weer te focussen en na te werken. En ja. Is het lekker om een leidster te wezen, want het gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Ja. Is het. Je nou het gezegd, ik denk als onze burgemeester, Ted Lau, waar die burgemeester was, heeft ons gezegd, dat is niet nodig. En bij keren maken ons hij fout, jij wil een hoofdzin wezen of een hoofddochter of een prefect in de klas om een verschil te maken. Stem jullie samen, is het nodig om een hoofdzin of een hoofddochter te wezen om een verschil te maken op je school? Voor mij is het niet nodig om een titel te hebben om een verschil te maken. Jij als individu kan een verschil maken. Hoe goed het is, hoe klein het is, dat is niet nodig voor een titel. So wat jy vanoggend vir ons sê, almal het 'n verantwoordelikheid op die skool om die verskil te maak op die skool. Kom ons praat 'n bietjie vandag oor julle gaan saam met my stem oor dissipline by die skool. By baie skole is dissipline 'n groot probleem. Die juffrou en meneer moet as die les 35 minute is,
moet die juffrou op die manier eerst 15 minuten orde krijgen. En dat is baie tijd wat verloren gaan. Hoe gaan jullie die personeel helpen in die hof om die discipline te handhaven op die school? Ik denk ons kan meer samen leerders praten ook. En ons kan een goede communicatiestelsel tussen die leerders en die teachers bouwen. Een plan wat al reeds in werking is dat ons het dit die week geoefen, as ek het so kan stel, of ons het gekyk of het kan werk. Ons het ingekom in graad 12 en daar was reeds 'n chaos, soos ouma altyd weet, en is die nuwe kinders en ons is nou ander kinders wat deel is van ons en ons is nou nie meer almal is nou nie meer by mekaar, of laat ek sê almal is by mekaar, maar nuwe is dit bygekom. Yes. So daar gaan 'n bietjie geselsery en onlangse pratery, maar dan het ons ook van die donderdag af besluit, as jy vir ingang kom, gaan ons stil wees. As ons stilte wil hê en as ons dissipline wil sien gebeur, dan moet ons twee en ons 4 wat saam in 'n klas is, moet ons self die voorbeeld stel. Want onthou, as ons die voorbeeld stel, gaan hulle gaan ook wil aansteek. So dit beteken, as ons twee die lig is, moet hulle ander by ons aansteek. En ek het geglo dat ons dit bereik en ons gaan dit net verder vat na die ander grade toe. Nie net in onze klas nie, maar in die ander grade. En dit is hoe ons vir die kleintjies wat nou gekom het, kan gaan leer en verduidelik wat is dit om, as jy stil bly, dan maak jy al reeds 'n verskil. Yes. Soos die woord sê, julle is die sout van die aarde, nee? En julle as hoofseuns en dogters, as die span op die skool wat die smaak aan die skool moet gee, as julle nie 'n lekker smaak afgee nie, dan gaan die ander kinders ook mos nie 'n lekker smaak af. Maar kom ons kyk, dis dissipline binne die skool. Nou ek stap gereeld daar verby, maar ek stap nou weer Dirk Vieslands weg toe, maar ek het gereeld daar verby gestap. Die dissipline buite die skool is ook belangrik, want ek sê altyd wanneer jy in die uniform is, soos vanoggend, is jy die beeld van Morgensteer. Mense en die kykers en die luisteraars sien Morgensteer. Nou ek stap, sê dat ek die skool afkraak of so nie, maar ek stap baie daar verby naast 'n winkel, die julle weet van die winkel daar. Wat is die straat se naam nou weer daar? Ik kom nog niet bij de straat, maar by the way, daar is die winkel daar. En what I see there is you. Ik zie Morgensteer daar. Ik zie niet die buitenmensen zo bij je daar. So, daar moet ook nog daar aan gewerkt raken, aan die beeld, aan die discipline, om ook voor die kinders te leren, wanneer je op pad school toe is, dan moet je school toe. Daar is die tijd voor nog uitdraaien, want daar kan ook iets gebeuren. So, wat 'n oplossing het julle as hoofseun en dogter vir daai situasie? Ek glo die personeel werk ook daaraan, maar wat is julle siening? Ja, ik denk wat ons kan doen is om die leerders, ons kan aanstaan en leerders aan te moedigen om school toe te gaan en niet op die hoeken te staan en ook naar de school te leren, want dit stellen is moest nou natuurlijk een zwak beeld voor die school. So ons probeer dit te implementeren. Ik is trots op mijn school, eerstens. Ik is verschrikkelijk trots op. Ik denk, ja, was iemand al ooit zo lief voor Morgensteer. En die jaar heb ik besef dat het wat oom reeds, die beeld wat oom sien naar buiten, was bijvoorbeeld een beeld wat in het verleden was. Ons onderwijzers, juffrouw Oktober, juffrouw Boysen, juffrouw van de Westhuizen, die graad 12 leerkrachten, doen van die eerste dag af baie in hulle vermoë om die matrieks binne die skool te kry, om die ander kinders, juffroule gaan uit hulle pad uit wat hulle nie moet doen nie, maar omdat hulle 'n visie het en omdat hulle lief is vir wat hulle doen, het hulle uitgegaan en hulle was die vissermanne van 2025 en die ander jare het dit ook so gedoen, maar ons is nie konstant met wat ons doen nie, maar ek het gesien die onderwysers van die jaar en die leerkragte, hulle werk almal saam en samewerking. Ons sal ons nou meer aktief sien in die strate, was ooms en ek het vir haar ook gesê en ons praat nou al die hele 5 jaar, want ons is 5 jaar saam in 'n klas. En ek het vir hulle ook al gesê, as jy net liefde vir die skool wys, dan as jy die tipe liefde vir 'n skool het, sal ek nooit 'n sigaret vat, sal ek nooit my hande lig byvoorbeeld vir iemand in my skool dra, sal ek nooit lelik wees in die skool nie.
So dit gaan alles oor jou liefde vir jouself eerstens, vir die skoolgemeenskap. Want as jy van jouself op die einde van die dag niks gaan dink nie, dan hoe gaan jy vir jou skool iets dink? As jy by die huisie dissipline gaan aanleer om dinge te doen, reg te doen nie, volgens wat dit moet gedoen word, dan gaan jy dit ook mos nie by die skool doen nie. So ons ding is, ons gaan van maandag af, saam met die vir Oktober, hulle saam met die van die Westie, die vir Boysen en die ander leerkragte uit. Ja, vir hulle van hulle tyd, ons gaan ons tyd, want ons kom nou reeds vroeër, oor ons vir die kleintjies en die ander grade wil leer dat, as jy betyds by die skool kom, as jy vroeg opstaan, kan jy betyds by die skool wees, kan jy al die dinge doen, en ons begin 8:15, sodat ons 7:30 binne die eerste periode kan. So as jy nie in die 15 minute ding is, dan gaan jy gedisciplineer word. En ongelukkig moet jy gestraf word, as jy buite die lyn trap. Dat is nogal een kopseer, Dylan, julle as hoofseun en dogter, dat tyd. As ek kyk, ek stap nou by Oriel skool, ja, maar nou die skool nou, maar ek stap daar verby. En die kinders is die klokke, maar die klokke moes iets wat vir jou iets sê. As allemaal net soos my ma waar by is thuis. Maar ons het hy by die huis, maar daar word nie van niet aan jou geroep nie. En die klok, sy lei sê mos iets, ons gaan nou begin. En dan is daar baie van ons skoolkinders wat nog op hulle tyd staan, op sy is geplaas, en nog wysig praat, dan word jy nog goed wat jy nie wil word nie. So julle twee gaan julle saam met my stem as ek sê, discipline, begin alles by die huis. Ek sê dit baie, as jy hier so is, dan wys jy vir my hoe jy by die huis is. As jy by die skool die papier dan neergooi en jy stuur jou nie, dan sê dat jy is by die huis is. Nee? So, ek is blij vir die plan wat julle in plek het. Ek gaan Februarie maand, as ek ook op verlof hier, ek krijg baie verlof in my weg. Ek was nou December verlof, dan krijg ek nou weer, as ek weet nie winter het ek weer verlof. Gaan ek het rij by die school kom, maar die koffiezone span, Heartbeat span gaan daar rij kom, maar ons gaan nie sê nie, ons gaan net kom. Nou, als we nou kijken naar die, wat jullie nou voor ons, die gegeven het, je gewoon uit die, oor die discipline, oor die buiten en binnen die school, hoe, ons zal vooraf met die hoof ook daarover praten, dat as ons die geleentheid zal gaan. Ons is ook bezig om naar die scholen te gaan, die koffiezone span, om ook daar die school geestelijk te bouwen, waar dingen geestelijk gedoen wordt, is dat goed. Mijn laatste oor die school is juist als ons kijkt en ik volg Facebook oor die school, oor die haren, ik zie nou jouw haren is mooi netjes gesneden. My seun sê vir my sê, wat is hy een stijl man, die haren is wel lekker dik hier, en jy moet nou baie dun hier so. Ja, feide, hy sê my pa, wat een feide vir die school, ek sê, jy gaat school toe, jy kan nie. En dis waar discipline begint, die ouers, as julle samen laat toe dat die kind besluit, dat ek ga met die type hairstyle. Ek kyk nou aan by my lands en my bieren, ek het nou die dag by manne gevra, hulle gaan ook nog al by julle school in. Nou vraag ek vir hom, as ek kon, hulle vir my sê, ek wil ook dit, hy missie school, hy missie. Dat is 40 jaar hier buiten en hulle die missie op, nou vraag ek wil ook hy type missie, man, lyk my as ek kon, en nou lag hulle vir my, nee, oom thuis. So, dit is ook een van die, ek sien man, hulle gaan so van die huis af, moet hy missie of met die keppie gaan hy school toe hy op sy. En ek denk alles gaan, julle op saam met my stem, dit moet by die huis begin dan, nie? Ja. Natuurlijk, onze hoof het maandag gesê, onze thema vir 2026 is, wandel met geloof en loop met 'n doel. Ja. As jy nie doelgerig is nie, gaan jy maar altyd met jou keppie kom, gaan jy maar altyd doen wat jy aangewoond is. En so dit is belangrik om doelgerig te wees vir die 90 jaar bestaanjaar ook. Ons het 'n doel gehad, baie jare, 90 jaar gelede, was daar mense wat 'n doel gehad het vir Hoërskool Morgenster. En as dit nie vir hulle doel was nie, sou ons nie 90 jaar later hier gesit het met 'n suksesvolle skool, 'n suksesvolle slaagsyfer en alle sukses wat op ons skool is. Dit is hoekom die jaar wat ons nou in is, dit is vir ons skool baie belangrik, dit is vir ons twee baie belangrik, want dit is mylpale. Soos hulle sê, mylpale in die koninkryk, dis nou weer 'n mylpaal. Ons het, ek wil net ietsie sê, ons het hierdie komende Sondag, dis nou môre, het ons openingsdiens vir ons 90 jaar bestaanjaar en ons nooi elke een
van waar ook al, elke oud-Mauritaan, elkeen wat graag die skool ondersteun en wat 'n liefde het vir 'n skoolgemeenskap, Hoërskool Morrisdijk, nooi ons na die VGK Oudtshoorn, dit is agter Oriel College, beter bekend agter Oriel College, waar ou eerwaarde Boesak. Busak. Dominee Busak Boesak? sekere. Ja, dit is daar. En ons het 'n gasprediker wat selfs van ons is. Dis 'n oud lede van Hoërskool Morrisdijk, Dominee Nul Petersen. Ons sal welkom Dominee Nul Petersen vandag vir die naweek van die meneer gaan die gasprediker vir ons wees. So ons nooi elkeen uit. Ons het hierdie jaar 'n verskriklike besige jaar as matrieks en ook as 'n skoolgemeenskap. Ons beplan verskeie funksies waar dat ons die skool, ons het 'n missie en 'n visie. En ons ongelukkig is die missie en visie moet ons in 2026 dit bereik, dit wat ons vir ons in plek gestel het. Okay. Ja, luisteraars, saam met my is die hoofseun en hoofdogter van Morrisdijk. Hulle het verskeie verrigtinge. Die skool is 'n mylpaal. Dit is genade. Dinge kon so anders gewees het vir die skool. Maar die Here het vir die skool 90 jaar deurgedra. En luisteraars en kykers, soos julle hoor, môre lei alle paaie na die VGK Oudtshoorn, as ek reg is, Oudtshoorn. Daar so daar naby Coleridge. Kom ons maak dit nog makliker. Daar by Coleridge skool. So u sal glad nie verdwaal nie. Die gasprediker, dit was Dominee Nul Petersen. Dit is 'n familie van wyle Dominee Petersen wat by die Volkskerk van Afrika Oudtshoorn was. Ja, en ons nooi julle na die skool. Nooi julle al die oud Mauritane wat so sê, ja, ek is mos as die manne praat nie, is hulle dopie en ek is 'n Mauritaan. So ons nooi julle as kan julle net vir ons juffrou Nadine as jy ook net vinnig kan inskryf oor die ander verrigtinge wat hierdie jaar gaan plaasvind by die skool. As jy net vir ons so kan verduidelik as ja, kan jy net so 'n bietjie skryf daar vir juffrou? Ja, sê. Juffrou, goeiemôre. Goeiemôre Thys, die was nou baie onverwags. Dat is reeds die ding, juffrou. Nee, Dan man. praat jy so lekker. Ek het gedink die geleentheid word vir die leerders vanoggend gegee. Goeiemôre luisteraars. Juffrou, bly om jou te hê hier op Heartbeat FM Dis by goed ons om terug te wees. Koffie Zone Span. Vertel vir ons luisteraars en kykers net kort oor die ander verrigtinge wat 'n tipe funksies julle gaan hê vir die jaar. Reg luisteraars, goeiemôre weer eens. Vanmôre is dit 'n baie opwindende jaar, Thys. Ons het 'n reeks van funksies wat ons beplan. Soos ek sê, ons kop môre af met ons openingsdiens want ons het ook gevoel Thys dat ons kan nie al hierdie goed beplan en ons nooi nie die Here in nie. Alle eer kom die Here toe vir hierdie 90 jaar. Dis hoekom die tema wat die skool ook gekies het vir die diens is 1 Samuel 7 vers 12 wat sê en toe het Samuel 'n klip opgerig tussen Mispa en Sen en die klip genoem Ebenezer wat beteken tot hiertoe het die Here ons gehelp en dit is die tema van môre se diens. Dan op die 30ste Januarie het Morrisdijk 'n launch van hulle 90 jaar. Nou by hierdie launch gaan ons aan die gemeenskap dit bekendstel wat ons gaan beplan vir die jaar. Onder andere het ons 'n spogdiner nog later in die jaar en ook 'n golfdag Thys. So en ander aktiwiteite ook waar ons die leerders van die skool ook gaan betrek. So ons vra dus dat almal moet inkoop, al ons oud leerders, ons alumni, almal inkoop in hierdie projek. By dit gesê en ek dink môre het nou net 'n bietjie versuim om dit te noem. Het ons 'n pledge projek wat ons ook van stapel afgestuur het. Nou Morrisdijk het al vir jare 'n droom Thys. En die droom wat Morrisdijk het is dat ons wil graag veilige vervoer verskaf vir ons leerders. Morrisdijk wil graag 'n bussie hê wat Morrisdijk se is. So die pledge projek is van stapel gestuur ten bate van ons bussie projek. So ons vra vir die mense wat môre die diens gaan bywoon, ons het 'n Facebook plasing daaroor gemaak om vir ons 'n R90 te kom pledge tydens die diens ten bate van hierdie bussie aangeleentheid. Die pledging stop nie net môre nie Thys. As u nou nie môre die diens kan meemaak nie, reg deur die jaar sal die koeverte beskikbaar wees by die skool waar die R90 gaan kom pledge word. So ons vra ons oud leerders, ouers, gemeenskapslede, almal om op te daag môreoggend 10:00 by die VGK Oudtshoorn. Sê, so u word nou van hy plits, moet nou nie, u het nou die R90 môre nie, kyk maar uit na R100. Nou ons soek hier ou klein.
Zet maar die hele 100 rand in, of is die 180 rand, ik zet hem in, want ik beloof, je hebt ook Nadine en die website en dochter. Ik zal ook een koffietje krijgen en dan zal ik ook een plekje maken. Baie Zodat dankie. onze kinders, ik praat hier, ons praat hier van Morgensteren, Britston, Oriële, maar ons is een gemeenschap. Ja. So, jullie laatste sê, wat wil jullie voor die matriculanten van 2026 sê op Morgensteren school? So, vir die matrieks van die jaar wil ek net sê sterkte en werk hard, want tyd is nie met ons die jaar nie, so ons moet alles probeer om ons beste te gee, want ons wil almal met 'n goeie uitslaai hier by die skool uitgaan, so ja. Ik heb de geestelijke boodschap gevallen. En het is een skrif wat ik wil geven. Dat is in Mattheüs 20, vanaf vers 28, wat zegt: God is niet gekomen om gediend te worden. Maar om bediend te worden, maar om te dienen. Yes. So dat betekent maar net voor ons als die matriekklas, dat als ons 100% slaagcijfer wil hê, of als ons in die 90ste wil hê, moet ons niet gaan, ons gaan het bereiken, maar ons moet werk daarna toe om dit te kan bereiken. Ja, sê. En alle sterkte voor alle voorbereidings, voor die grote examens wat voor liggen. Sê, vanmorgen tegen matriculanten 26 wil ik sê, zoals de disciples op die see, hier kom hulle en Jesus vraagt julle niks gevang. Hij man is eindelijk kwaad. Petrus denkt, hoe kan die Heere nog dat vragen? Hij ziet aan ons het niks. Maar die Heere sê, gooi. Nee, hij sê vir die Heere, maar ons is aan die hele nacht. Ja, ons is heel nacht op die see. Ons is die heel jaar geleerd. Maar Jesus sê, vaar net een beetje, morgen tegen matriculanten, vaar net een beetje dieper in en dan gooi julle net aan die andere kant. En ik spreek vanochtend vanuit die profetische spreekwoord uit op jullie. Dat 26e matriculanten 100% gaan zijn. Klokkie. En die bassie, niks is bij ons Here onmogelijk. Hij gaat dat mogelijk maken. En wanneer daar zien ons Morgensteren. Yes. Morgen zal ik zo miskijken. Baie dankie dat jullie hier geweest zijn en veilig is in de naweek. En ons gaan bij de school opdaan. Nee? So ja, luisteraars, je is nog steeds ingeschakeld bij Heartbeat FM 107.4 en 103.9. Als je wat op Christus en je luistert naar het programma Coffee Zone. Ja, zaterdagochtend tussen 8 en tussen voor 10. En ik mezelf vanochtend samen die hele, als die namelijke thuis, maar op die oudje met die gladde haren.